goeienaand. Baie hartlik welkom. Julle lyk dan maar spoggerig, hoor. Ek sê altyd, ek glo my kinders hier in die kerk is die mooistes, maar ek dink julle Harrisburg se kinders is die mooistes, nee. Stem julle met my saam? Ja, jy mag maar hard sê. Baie hartlik welkom aan julle. Ons is baie dankbaar dat julle vanaand saam met ons is en ek hoop dat dit vir julle 'n wonderlike ervaring sal wees. Na die tyd gaan ons die lyke daar oopmaak, die koffie en die tee gaan daar beskikbaar wees. Maar vir die jongspan wat lus het, omdat hulle so ver geloop het vir 'n bietjie koeldrank, hulle gaan daar deur die houdeure stap en die koeldrank en die koekies gaan daar binne wees. Goed, so dan kan julle daardeur gaan en vir julle 'n bietjie koeldrank kry. Maar ons is baie dankbaar. Welkom aan almal van julle vanaand hier. Dit is ons heerlik om julle saam met ons te hê. So ek sal vir julle sê, ons staan gewoonlik net aan die begin van die erediens, maar ek sal vir julle sê wanneer staan ons en dan sit ons meeste van die tyd en aan die einde staan ons net weer. So ons sal met die eerste lied staan en dan bly ons staan nadat ons die lofsang gesing het en dan sal ek vir julle sê julle kan gaan sit en dan gaan ons rustig daarvan aan. Kom ons word so 'n oomblik stil voordat ons aangaan en dan bid ons dat die Here ons almal sal seën met sy woord en met die insig om dit mooi te verstaan. Kom ons word stil vir 'n oomblik. Goed, kom ons staan, dan sing ons van 82, laat ons kyk vir Jesus. Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja, meer ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. U het my met die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my altyd met vreugde vul. Genade en vrede vir U van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 2 liedere sing, ons sing lied 212 en dan 185 en as ons klaar is met dit kan julle weer gaan sit.
Ek lees vanaand vir ons in Handelinge 1 vanaf vers 6. Nou daar gebeur twee goed. Eers word daar aan die disippels 'n belofte gegee. Dan word vir hulle gesê, julle sal die Heilige Gees ontvang. En dan vaar die Here op na die hemel. Die dag wat ons vandag nou vier, nee. So kom ek lees vir ons hierdie gedeeltes en dan dink ons bietjie daaroor na. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het vir hulle antwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom hier na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees vanaand so ver. Gelukkig is die mens wat luister na hierdie woord en gaan leef uit hierdie woord. Terwyl julle almal so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vanaand hier by mekaar mag wees. En dat ons mag vier dat U na die hemel opgevaar het. En dat wanneer ons sê het opgevaar na die hemel, dan sê ons U lewe, U regeer, U is ons koning. En U kom ook weer terug na ons toe. Here, baie dankie dat ons vanaand kan dink wat dit beteken, dat U opgevaar het na die hemel. En dat U gesê het, U gaan om vir ons plek gereed te maak. Dankie Here dat ons elke dag kan leef met hierdie besef. U regeer oor ons. U is ons Here en ons koning. En U oë is altyd op elkeen van ons. En ons hoef nie bekommerd te wees nie en ons hoef nie bang te wees nie. Want U sal vir ons sorg. En U sal vir ons op hierdie pad lei wat ons moet loop. En soos hierdie jong mense vanaand met fakkels hier aangekom het hulle gesê dat hulle ook ligdraers is. En so Here, stuur U vir ons in die wêreld in, soos U die eerste disippels in die wêreld ingestuur het, om U lig te gaan dra, om vir die mense te gaan vertel wie U is, en te gaan lewe sodat ander mense U kan leerken. Here, dankie dat ons vanaand kan besef wat 'n groot voorreg dit is. En wil U gee, Here, dat ons dit ernstig sal opneem, en elke dag so sal ons beste sal probeer, om te lewe tot U eer. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Nou wil ek vir julle vra, en julle mag maar my antwoord in julle hande opsteek. Wie van julle kyk Formule 1? Maar daar staan 'n paar, ek het gedog gaan meer wees. Goed. Kan ek vir party van julle vra, wie is julle gunsteling? Sê bietjie. Max, ja. Wie hou van Norris? En Piastri? Daar staan 'n paar wat van Piastri ook hou. Nee, ja. Nou is die interessante ding. Die van julle wat nou Formule 1 kyk, en die van julle wat nou nog nooit Formule 1 gekyk het, en hierdie naweek is 'n goeie naweek om minstens net die wegtrek te kyk, want dis waaroor ek nou vanaand gaan praat. Het julle nou gesien as hulle almal so ingelid staan, nê? Hulle is nou reg om weg te trek. Dan maak daai ligte aardig, nê? Hulle sit eers almal aan. En dan is daar so 'n oomblik. En dan sit hulle af. En dan trek hulle weg, nê? Nou weet julle wat gebeur tussen die tyd wat daai ligte aan is en voordat hulle almal afgaan en hulle kan wegtrek, dan hoor jy mos daai engines, nê? Kyk, hulle is so op die nippertjie. Hulle wil nou wegtrek, nê? Nou toe ek vanaand hierdie storie vir ons lees van die disippels, toe sien ek so in my geestesoog, hoe staan hierdie disippels reg?
Die Here het ons nou vir hulle gesê, hy gaan vir hulle die wêreld instuur. En hulle moet gaan verkondig, en hulle moet gaan werk. Nou staan hulle reg. En daar gaan die Here in die hemel op, en hulle staan, en hulle kyk. Dat die twee engele vir hulle moet kom herinner, nee man, nou moet jy eers weer 'n bietjie teruggaan. Maar hulle kry 'n opdrag. Hulle kry 'n opdrag om te wag, totdat hulle die Heilige Gees ontvang het, voordat hulle kan wegspring die wêreld in, nee? En dis verskriklik belangrik dat ons sal onthou, dat die Here hulle nie net ingestuur het en daar gaan hulle nie, maar dat die Here vir hulle gesê het, wag, totdat ek julle gereed gemaak het. En dis nou nogal vir ons ook 'n les in ons lewe, nee? Met die baie gehardloop en die baie besig wat ons is, vergeet ons om te wag, nee? Ons wil alles nou hê. As ek honger is, wil ek nou kos hê, nee? Alles moet kits wees, alles moet nou gebeur. Maar die Here sê vir hulle, eers wag julle, totdat ek vir julle sê, julle is nou toegerus, julle kan hierdie wêreld ingaan. So hierdie is eintlik 'n aardige begin vir 'n lang reisverhaal, vir die verhaal van Petrus en die ander apostels wat die wêreld in is, en later Paulus wat al sy reise onderneem het. Voordat hulle hierdie uitgebreide reise kon onderneem, moes hulle wag. Moes hulle doodstil staan. Moes hulle ontvang wat die Here vir hulle gee, dat hulle reg is en gereed is om in te gaan en die hele wêreld te gaan vertel wie die Here is en wat hy vir ons kom doen het. So hulle is terug Jerusalem toe en daar het hulle vir 'n oomblik vertoef. En so 'n paar dae later het hulle die Heilige Gees ontvang en toe kan hulle die wêreld ingaan, en vir almal gaan vertel. Wat interessant is hier, broers en susters, is dat hulle vir die Here 'n vraag vra. Hulle vra vir hom, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel gaan instel, gaan oprig? Ek dink die Here moes so moedeloos gewees het met hierdie vraag. Want dit is die verkeerde vraag om te vra. Die Here het nie aarde toe gekom om die koninkryk van Israel weer op te rig nie. Hy het gekom om die hemelse koninkryk op te rig. En dis hoekom dit so belangrik was dat hulle moes wag tot hulle toegerus is, want hierdie vraag het gesê, hulle is nie gereed om te gaan doen wat die Here hulle gaan stuur om te doen. Na 3 jaar se opleiding, na alles wat gebeur het met Jesus wat gelei het en gesterf het en opgestaan het, en hulle nog vir 3 weke geleer het, verstaan hulle nog nie die belangrikste ding nie. En dit is, dat die Here nie gekom het om 'n aardse koninkryk op te rig nie, maar sy hemelse koninkryk vir ons te kom oopsluit. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het aarde toe gekom, en hy het vir ons kom vertel, ek het 'n hemelse koninkryk, en ek wil julle deel maak van my hemelse koninkryk. En as julle saam met my die pad stap, en as julle in my glo, dan het julle toegang tot my hemelse koninkryk. Dan is julle reeds hier op aarde deel van my hemelse koninkryk. En dan moet julle leef soos mense wat behoort aan hierdie koninkryk waarvan ek die hoof is. Maar as hulle hierdie vraag vir die Here vra, dan moes hy teruggedink het aan Petrus wat hom verloon het, en die disippels wat weggehardloop het, en hulle self gaan toesluit het, en die een braaf genoeg was om op te staan en te sê, maar ek staan op vir die Here nie. En toe sê hy vir hulle, nou wag julle 'n bietjie, julle wag tot julle toegerus is, en dan gaan julle eers die wêreld kan ingaan. Toe Jesus hemel toe gevaar het, dis so 'n mooi beeld. As julle mooi daaraan dink, staan hulle en kyk hoe die Here weggaan, tot hulle hom later nie meer kan sien. En daar's iets in hierdie wat Jesus doen toe hy so wegvaar, wat vir ons 'n laaste boodskap gee. En daardie boodskap is dat Jesus is vir ons die brug tussen die aarde en die hemel. Jesus is die een wat die aarde en die hemel bymekaar gebring het. Dit het hy gedoen deur aarde toe te kom. En toe hy klaar is met dit wat hy moes doen, is hy terug. En hy maak hierdie sirkel vol, né? Hy slaan vir ons die brug terug na die hemel toe. En hy sê vir ons, ek is die koning. Ek regeer.
Ek regeer oor die hemel en ek regeer oor die aarde. En waar ek nou vir julle hierdie brug slaan tussen die aarde en die hemel, los ek vir julle my voetspore, sodat julle agter my kan aankom. Alles wat die Here gedoen het, was so aangrypend, was so bedoel om ons te begelei, om ons te help, om vir ons te laat verstaan wie hy is en wat hy kom doen het, sodat ons in hom kan glo. En daarom kan ons vandag sê, ons is bly, ons is dankbaar, dat die Here ook terug is hemel toe. Want nou weet ons, dat daar die pad na die hemel toe is vir ons oop. Sy voetspore lê daar. En ons weet, ons behoort nou reeds aan hom. En ons kan elke dag so leef. Toe die Here opgevaar het, het hy hom nie losgemaak van die aarde en van die mense en ons net hier gelos nie. Die Here het baie seker gemaak dat ons weet wie hy is en dat hy by ons bly. En toe sê hy vir ons, ek stuur vir julle my gees. En die Gees se werk is om ons aan Jesus te verbind. Om seker te maak dat ons weet, die Here is elke dag by ons. En hy doen dit deur die Gees. En hoe wonderlik is dit nie dat ons elke dag kan opstaan, elke dag kan leef, elke aand kan gaan slaap met hierdie wete, dat die Here deur sy Gees by ons is terwyl hy nie hier kan wees nie. En dat hy vir ons elke dag leer wie ons is voor hom en wat ons veronderstel is om te doen terwille van hom. En elke keer as ek aan hierdie goed dink, as ek dink aan Jesus wat hulle nog kon sien hemel toe gaan, dan onthou ek, Jesus het nie van ons vergeet nie. Toe hy hemel toe is, het hy alles wat hy hier op aarde beleef het, alles wat hy hier geleer het, het hy saam met hom gevat. Soos ek vandag gaan, en ek praat met die Here, ek bid, en ek vra vir hom om my te help. Ek vertel vir hom ek is bekommerd, of wat ook al my pla. Dan gaan die Here nie net daar sit en luister, soos iemand wat nie verstaan nie. Die Here verstaan wat dit is om mens te wees. Hy weet wat dit is om al die goed te ervaar, wat 'n mens ervaar. En daarom kan 'n mens hom vertrou, dat as jy met dit wat vir jou swaar en moeilik is na die Here toe gaan hy jou hoor, en hy gaan jou bystaan, en hy gaan vir jou antwoorde gee, en hy gaan vir jou sterk genoeg maak, vir dit wat jy nodig het, en dit wat jy moet doen. Dis vir my die wonderlike van hierdie beeld van Jesus, wat so weg is hemel toe. Dat ons sal onthou, hy onthou, wat dit is, om mens te wees. En ek, met my menslike seer, en my worsteling, en my bekommernisse, en alles wat my pla, dis vir hom belangrik. Want hy was mens, en hy weet, dat dit nooit maklik is nie, en dat ons hom nodig het. So hierdie disippels is nou terug Jerusalem toe, en uiteindelik is hulle toegerus met die Heilige Gees. En uiteindelik het hulle begin uitgaan, buite die grense van Jerusalem, en het hulle gaan verkondig, dat die Here lewe. Daar het iets gebeur, nee, wat hulle verander het, van hierdie mense, wat nie lekker verstaan het nie, tot mense wat gereed was, en reg was om te gaan dien, en te gaan verkondig. En dis die werk van die Heilige Gees. Dit moet ons nooit vergeet nie. Die Heilige Gees gee vir jou en vir my alles wat ek nodig het. Alles wat ons nodig het om kind van die Here te wees. Die Heilige Gees leer ons om te glo. Die Heilige Gees leer ons om vas te hou aan die Here, om te vertrou. Help ons as ons twyfel, gee vir ons antwoorde. Wil ons leer om die regte ding te doen. Die dag toe ek besef het, dat hierdie stemmetjie, het jy al hierdie stemmetjie gehad hier in jou oor, nee? Wat vir jou sê, as jy besig is om 'n ding verkeerd te doen, dan probeer die stemmetjie vir jou sê, moenie dit doen nie. Nou weet julle wat, ons noem dit ons gewete. Maar ons gewete word volgemaak deur die Heilige Gees. Hy laai hierdie gewete van jou, sodat wanneer hierdie stemmetjie met jou praat, moet jy leer om te luister.
Want dit is jou gewete gelaai deur die Heilige Gees, wat vir jou wil vertel, moenie hierdie pad kies nie, moenie hier loop nie, moenie dit doen nie, want jy weet eintlik dat dit nie reg is nie. Jy wat 'n kind van die Here is, weet wat die regte goed is om te doen, en wat jy nou doen is eintlik verkeerd. En daarom moet ons leer om ook na hierdie stemmetjie te luister, en te weet dat dit die Gees is wat in ons werk. Jesus het al hierdie goed kom doen, sodat hy vir ons kon sê, ons is deel van sy koninkryk. Nou, dis nie 'n koninkryk wat grense hier op aarde het nie, dit weet ons almal, nie. Dis nie 'n koninkryk wat jy kan sê, hy trek van daar na daar en daar en daar nie. Die koninkryk van die Here is teenwoordig vanaand hier. Oral waar mense is wat aan die Here behoort, is die koninkryk van die Here. Oral waar die Here gedien word en waar die woord verkondig word en waar mense leef tot eer van die Here, is die koninkryk van God. En dit is 'n ontsettende belangrike ding wat ons almal moet besef. Dis die verantwoordelikheid wat ons dra as mense wat deel is van hierdie koninkryk. Dat daar waar ek en jy elke dag gaan, of dit nou by die skool is en of dit nou by die werk is en of dit net daar buite in die wêreld is, as ek tussen my vriende is, as ek op 'n vreemde plek is, maak nou nie saak waar nie, dra ek die koninkryk van God saam met my. En moet ek optree soos wat dit pas by 'n burger van die koninkryk van God. Dis nie te sê dat as mense nie sien, of mense wat jou ken jou nie sien nie, dat jy kan maak wat jy wil nie. Nee, want jy is burger van God se koninkryk. En jy behoort te gaan leef, oral waar jy kom, soos 'n burger wat aan hierdie koninkryk wil behoort. Die koninkryk is hier en nou. Dis nie eendag nie. Dis nou hier by ons. En ons moet elke dag voluit leef in hierdie koninkryk. Die besef dat jy aan die koninkryk van God behoort, moet vir jou dankbaar maak. Dit moet jou ontsettend nederig maak. Maar dit moet jou kies om voluit te lewe en elke dag die Here met alles in jou te dien. Die wonderlike ding is dat die Here vir ons ook 'n gemeenskap van gelowiges gee. Nou, ons hier in ons omgewing het die wonderlike voorreg dat hier baie Christene is en dat ons almal saam deel is van God se koninkryk en van sy kerk. En ons moet dankbaar wees daarvoor. Dat as jy om jou kyk, is daar ander mense wat glo soos wat jy glo en wat leef soos wat jy leef. En as ons swaar kry, is daar iemand wat jou aan die hand sal vat. As jy raad nodig het, is daar iemand wat vir jou kan raad gee. As jy nodig het om op dit te hoor dat die Here goed is vir ons, is daar iemand wat dit vir jou gaan sê. En dit is hierdie wonderlike voorreg wat ons het, om so deel van mekaar te wees in die koninkryk van God en in sy gemeenskap. En ons moet elke dag ook daarvoor dankbaar wees. Die koninkryk van God is nie vol volmaakte mense nie. Dit moet ons ook weet. Nie een van ons kan daarop roem dat ons volmaak is nie. Die koninkryk van God het begin by disippels wat oor hulle bangheid en oor hulle weghardloop en oor hulle wegkruip moes kom en volwaardige getuies moes word van die Here. Die koninkryk vandag is vol mense wat almal foute maak. Niemand van ons is volmaak nie. Ons dra seer met ons saam. Ons maak droog. Ons sê die verkeerde goed, ons doen die verkeerde goed. Ons is stikkend. Maar die koninkryk van God is bedoel vir mense soos ons. Dis waarvoor die Here aarde toe gekom het. Dis waarvoor hy gesterf het, sodat hy stikkende, gebroke mense soos ons kan heel maak en deel maak van hom. En daarom moet ons dankbaar wees. Ons het dan baie rede om voor dankbaar te wees, nee? Op 'n dag soos vandag, terwyl ons vier dat die Here opgevaar het na die hemel. Want die Here kies om by ons te bly en ons te lei en ons te dra en ons te versorg en vir ons te gee wat ons nodig het. En dan kom die Gees en gee vir ons baie meer as wat ons dink ons dalk nodig het.
Hy gee vir ons gawes. Hy leer vir ons van vreugde en liefde en om eerlik te wees en om te gee en al die goed wat ons moet doen. En dan sê hy vir ons, ek het nou vir julle alles gegee, gaan gebruik dit nou. En dan kan ons nie sê, nee Here, ek kan nie, net nie ek nie Here, nee, want die Here het vir jou soveel gegee, waarmee jy hierdie wêreld kan ingaan, en waarmee jy hom kan dien. Die Here het ons oneindig lief, so lief, dat hy hier tussen ons kom staan het. En so lief, dat toe hy weggaan van ons af, toe stuur hy sy gees om by ons te wees, sodat niemand van ons ooit alleen is nie. Sodat ons nie sonder raad is nie, en nie sonder hulp is nie, en definitief nie alleen op die pad moet loop nie. Maar omdat God by ons is, kan ons elke dag die pad loop. Die engele het eintlik vir hierdie ouens gesê, wat daar gestaan het en na die hemel gestaar het, sê die engele vir hulle, nee man, nou is dit tyd om prakties te raak. Gaan nou terug, en gaan wag. En as julle gereed is, en as julle toegerus is, dan begin die werk. Dan moet julle hierdie wêreld ingaan, en dan moet julle gaan werk. En dis nou nogal baie waar vir ons ook. Kom ons leer 'n stukkie uit dit wat net daar gebeur het waar Jesus opgevaar het. En hierdie ouens gestaan en kyk het, waar's die Here nou? Hy staan nou weg. Partymal maak ons die fout. As ons nie raad het nie, as ons nie weet wat die volgende plan moet wees nie, as ons nie antwoorde het nie, dan staar ons half na die hemel, asof die oplossing van iewers af moet kom. En ons vergeet, dat die Here ook vir ons opdrag gegee het om te luister. Ons wil hê die oplossing net so uit die hemel uitval. Die oplossing gaan nie uit die hemel uitval nie. Die Here gaan ons begelei, hy gaan ons raad gee. Hy gaan ons help, hy gaan ons ander mense gee wat ons raad gee. Sodat ons uiteindelik by 'n antwoord uitkom. Die ander fout wat ons maak, is ook 'n fout van ons wag nie. Ons storm partymal net in. En dan wil ons net gaan doen, en dan maak ons droog. En die antwoord is weer, wag en luister. Weet julle, ek is baie seker, een van die goed wat ons op hierdie oomblik die meeste verleer het, is dit om te luister. Om regtig te luister en te hoor. Meeste van ons probleme in terme van hoe ons met mekaar praat en kommunikasie is die fout dat ons nie geleer het om te luister. Ons luister nie meer na mekaar nie. Ons sien mekaar nie meer raak nie. Hierso word die disippels geleer, en is iets wat ons ook maar kan weer van niets af leer. En dit is dat ons moet leer om te luister. Om te hoor as die Here met ons praat. Om te luister as hy vir ons raad gee. Weet julle wat die belangrikste ding in gebed? Is nie om te praat nie, maar is om stil te word. Om te luister en ruimte te skep dat die Here met jou kan werk en dat die Here vir jou kan begelei. Partymal is ons so besig met die lewe dat iemand die reg langs ons staan en vir ons kan raad gee wat ons regtig kan help en dan hoor ons nie. Want ons is te besig, ons is te aan die hardloop en ons het verleer om te luister. So dit wat met die disippels hier gebeur, het vir ons 'n baie belangrike stukkie boodskap. Dat ons nie net sal bly staar na die hemel om te wag wanneer kom die antwoorde nie. En dat ons nie net sal wegspring en in hardloop waar ons nie hoor nie. Maar dat ons sal stil word, dat ons sal luister en dat ons die Heilige Gees sal kans gee om ons toe te rus en ons te begelei en vir ons te wys wat die pad is. Dis waartoe die Here ons oproep. Dis wat Hemelvaart ons elke dag wil herinner. Onthou, jou Here regeer. Jou Here se koninkryk is hier en nou by jou. Luister, gee aandag, hoor en ervaar dat die Here hier is.
en dat hy met ons almal besig is, en dat hy ons nog nie vergeet het nie. Ek hoop dat ons in die week wat voorlê, en sommer van hier af vorentoe, elke dag sal leef met hierdie besef, dat ons omring is deur die Here in sy genade, dat ons die Gees in ons lewens het, en dat ons mag lewe, voluit lewe, in die koninkryk van die Here, en tot sy eer, elke dag. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, dankie dat ons vanaand weer die wonder kan beleef, van U wat ons nie alleen gelos het nie. U wat gesê het, U gaan, maar U stuur U Gees wat vir ons 'n helper en 'n trooster is. Here, baie dankie dat ons elke dag kan besef wat 'n wonderlike voorreg dit is, dat ons voor U en saam met U mag leef. Dat U vir ons sorg op maniere wat ons nie eers altyd verstaan nie. Dat daar altyd vir ons uitkoms is en altyd vir ons raad is. Ons moet net onthou om ons oë op U te hou en ons hande in U hande te sit en ons lewens vir U te gee. Baie dankie Here dat ons vanaand weer kan besef, U liefde is so groot en niemand van ons verdien nie daardie liefde nie, want U gee dit vir ons. U sorg vir ons, U maak ons heel, U laat ons leef. Here, baie dankie dat ek vanaand ook in besonder vir al hierdie pragtige kinders en jong mense en hulle begeleiers mag bid. Vir al die wonderlike werk wat gedoen word hier tussen hulle. Dankie Here dat U vir hulle mense gee wat omgee en wat graag hulle wil begelei. En dankie vir ons jong mense wat so leergierig is en so wil nuwe vaardighede leer. En dat hulle hierdie goed opneem en deel maak van wie hulle is. Ek dankie Here vir ouers wat omgee vir hulle kinders. En vir families wat na mekaar omsien. En vir gelowiges wat langs mekaar en rondom mekaar staan. Dankie Here dat ons in hierdie gemeenskap elke dag kan bely dat ons aan U behoort en dat U oor ons regeer. Here, seën ons gemeenskap, seën ons skole, seën ons ouers en ons senior burgers. Here, wees by hulle wat U nodig het, dat hulle weet U sien vir hulle raak. U sal vir hulle sorg, U het hulle lief. Dankie Here dat ons mag weet, dat in alles is U by ons, en U sorg vir ons, U lei ons. Dat ons hier uitgaan, Here, met 'n lied in ons hart, en met 'n uitkyk op die lewe wat sê, my Here het oorwin, en ek oorwin saam met Hom, elke dag van my lewe. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ek gaan nou vra dat ons weer opstaan. Ons gaan Vonk 5 sing. Dit is 'n baie bekende melodie. Kom ons sing dit lekker en dan spreek ek die seën uit en dan sing ons net Elders kan die lig vir die nasies 488 daarna. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Nou ja, jy is baie hartlik welkom om daar agter vir die koffie en tee te kry. Die kinders is almal welkom om so deur te beweeg. Daar in die gangetjie kry jy koeldrank en koekies, gaan kry.